Hartlike welkom terug saam met my Marnay hier in GeoGebra. So in hierdie opname gaan ons nou 'n ingeskrewe sirkel konstrueer binne my driehoek wat ek dan in die vorige eenheid gekonstrueer het. So om 'n ingeskrewe sirkel te konstrueer, moet ek heel eerste my halveerlyne konstrueer. So vir my halveerlyne gaan ek net hierdie angle bisector ikoon klik en dan op enige twee aangrensende lyne. Daar het ek dan my 3 halveerlyne nou gekonstrueer. Die snypunt van daai halveerlyne is dan wat ons noem die intersentrum. Nou ek gaan net my een hoekpunt van my driehoek 'n klein bietjie beweeg dat ons duideliker die intersentrum kan sien. Daar kan ons nou mooi duidelik die intersentrum sien. Ek wil hom net graag 'n snypunt maak, net so dat ek hom kan uitlig. So ek gaan net op die point ikoon klik, daar op die snypunt klik en net weer op die move ikoon sodat ek sy kleur kan verander en sy naam. So ek gaan hom rooi maak en ek gaan sy naam 'n I maak vir die insentrum. Nou hierdie intersentrum vorm dan die middelpunt van my ingeskrewe sirkel, maar voordat ek my ingeskrewe sirkel kan teken, is dit belangrik dat ek eers 'n loodregte lyn konstrueer vanaf my intersentrum na een van die sye van my driehoek toe. As ek nie hierdie stap doen nie, dan gaan my sirkel nie gebonde aan my driehoek bly nie. So dit beteken dat as ek nie dit doen nie en ek beweeg een van die hoeke van my driehoek, dat my sirkel dalk buite my driehoek gaan beweeg en dit is nie wat ons wil hê nie. So dan gaan ek net hier op die perpendicular line ikoon klik. Ek gaan op my intersentrum klik en ek gaan op een van my sye van my driehoek dan sommer sy BC klik. Nou daar waar die loodregte lyn wat dan van die insentrum na lyn BC toe gaan, waar die lyn BC sny, gaan ek ook net 'n punt maak, sommer punt D, dat ek my ingeskrewe sirkel kan vasmaak op snypunt D en dit gaan dan help dat my sirkel 'n ingeskrewe sirkel is. Nou kan ek op my circle of center ikoon klik en ek kan op my intersentrum klik en ek kan op snypunt D klik en daar het ek dan my ingeskrewe sirkel. Nou kan ek ook soos in die vorige aanbieding my driehoeke verander en kyk wat gebeur met my intersentrum en my middelpunt. So ek gaan net weer op die move ikoon klik. Ek gaan sommer hoek CV beweeg. Nou as ek hoek C beweeg dat my driehoek dan 'n stomphoek is, kan ek sien dat my middelpunt M van my omgeskrewe sirkel buite die driehoek lê. Maar my intersentrum I, wat die middelpunt is van my ingeskrewe sirkel, lê wel binne in my driehoek. Ek wil net 'n foto daarvan download. Nou vir my tweede driehoek gaan ek weer hoekpunt C verander en kyk of ek dan 'n reghoekige driehoek kan maak. Dis hy. So daar het ek nou 'n 90 grade driehoek. Nou kan ek sien dat die middelpunt M van my omgeskrewe sirkel op my driehoek se lyn lê. My intersentrum wat die middelpunt is van my ingeskrewe sirkel is nog steeds binne die driehoek en het nie buite die driehoek beweeg nie. Ek gaan net ook 'n skermskoot daarvan aflaai. Dan nou vir die laaste stappie gaan ek dan my driehoek nog een keer beweeg. Daar het ek nou 'n skerphoekige driehoek en ons kan sien in 'n skerphoekige driehoek is my middelpunt M van my omgeskrewe sirkel en my intersentrum I van my ingeskrewe sirkel
beide binne my driehoek. Net ook weer 'n foto daarvan aflaai. Nou voordat ek dan aangaan met die volgende aanbieding, gaan ek heel eerste net weer 'n klomp van hierdie lyne uitvee. So ek wil graag weer op Show and Hide Object ikoon klik. Dan wil ek al my halfveerlyne net wegsteek. Ek wil graag my loodregte lyn wegsteek. En dan wil ek my ingeskrewe sirkel wegsteek. So as ons nou die Move ikoon klik, het ek net my oorspronklike driehoek met my middelpunt M van my omgeskrewe sirkel en my middelpunt I wat my intersentrum is van my ingeskrewe sirkel. Ek sal julle dan op die volgende aanbieding weer sien. Totsiens, tot dan.